Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die Nuwe Testament in my bloed. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Lukas hoofstuk 22 vers 20. Deur saam met sy disippels aan die brood en wyn te deel, het Christus homself aan hulle as hulle verlosser beloof. Hy het die nuwe verbond aan hulle toevertrou, waardeur almal wat hom ontvang, kinders van God en mede-erfgename met Christus word. Deur hierdie verbond was elke seën wat die hemel vir hierdie lewe en die toekomstige lewe kon skenk, hulle sin. Hierdie verbondsakte moes met die bloed van Christus bekragtig word, en die bediening van die sakrament was om die disippels, die oneindige offer wat vir elkeen van hulle individueel gemaak is, as deel van die groot geheel van die gevalle mensdom voor te hou. Maar die nagmaaldiens moes nie 'n tyd van droefheid wees nie. Dit was nie die doel daarvan nie. Terwyl die Here se disippels om sy tafel vergader, moet hulle nie hul tekortkomme onthou en betreur nie. Hulle moet nie by hul vorige godsdienstige ervaring stilstaan nie, of daardie ervaring nou verheffend of depressief was. Hulle moet nie die verskille tussen hulle en hul broers onthou nie. Die voorbereidende diens het dit alles omvat. Die selfondersoek, die belydenis van sonde, die versoening van verskille is alles gedoen. Nou kom hulle om Christus te ontmoet. Hulle moet nie in die skaduwee van die kruis staan nie, maar in sy reddende lig. Hulle moet die siel oopmaak vir die helder strale van die son van geregtigheid. Met harte gereinig deur Christus se kosbaarste bloed, en volle bewussyn van sy teenwoordigheid, alhoewel ongesiens, moet hulle sy woorde hoor. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Johannes hoofstuk 14, vers 27. Die soenoffer is vol en voldoende. Dit is die nuwe verbond, verseël met sy bloed, wat vir baie gestort is tot vergifnis van sondes. Dit het Christus verklaar by die laaste afondmaal. In hierdie beker is daar vir diegene wat in geloof drink, vrede maak, sielreinigende doeltreffendheid. Dit is die balsem van Gilead, wat God voorsien het om gesondheid en welstand aan die sonde geteisterde siel te herstel.